Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 16 Junie. Wenke om Jesus met ander te deel. Die vraag wat mens moet afvra is: vir wie is ek besig om van Jesus te vertel? Die posbode, 'n winkelassistent, iemand wat jy daagliks teekom wanneer jy entjie gaan stap? Die Here roep elke gelowige om aktief deel van sy werk te wees. Ons kan onsself boonop aan die volgende belofte herinner. Jesaja 50 vers 4. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Voorts is dit elke Christen se plig om altyd 'n verduideliking, of soos die Koen Grieks dit in die verbuigde vorm stel, 'n apologien, gereed te hê, ter verdediging van die geloof en hoop wat in ons lewe. Lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. Wat sê die woord van God vir ons oor hierdie verse? Ons lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. En eintlik, wees almal eensgesind, medelyend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. Omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here jou God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. Hier is enkele wenke in die soeke na maniere om Jesus op 'n meer doelgerigte wyse met ander te deel. Punt nommer 1. Bevriend ander deur hulle mettertyd te leer ken. Jou warmte, vriendelikheid en opregte belangstelling in hulle, dit wil sê jou dierbaarheid in 'n neutedop, sal hulle nader aan die Here trek. Party mense noem dit vriendskapsevangelisasie. Punt nommer 2. Bid dat die Heilige Gees in daardie persoon se hart sal werk. Bid ook vir die regte geleenthede om interaksie met hom of haar te hê. Punt nommer 3. Wees op die uitkyk vir die regte geleenthede om jou geloofservarings met daardie persoon te deel of saam met hulle te bid. Hier praat ons van geleenthede wat nie geforseerd of aangeplak voorkom nie. Vra die Here om jou 'n onbeskroomde, dog sagmoedige benadering hiervoor te skenk. Punt nommer 4. Soek na maniere om jou nuwe vriend of vriendin in kontak met ander gemeentelede te bring. Sodoende kan daardie persoon die koesterende samesyn van jou kerkgesin persoonlik ervaar. 'n Sosiale byeenkoms of 'n Bybelstudie in klein groepie formaat werk goed as 'n volgende stap. Punt nommer 5. Bid oor die spesifieke behoeftes of vrae wat jou nuwe vriend dalk het. Wees ook op die uitkyk vir geleenthede om hom of haar te toon dat die Bybel mens vertroosting, raad en leiding bied. Begin met die deel van 'n enkele Bybelbelofte of die beantwoording van 'n enkele vraag wat dan die weg vir meer diepgaande besprekings sal baan. Bid ook oor daardie toekomstige mededelings. Punt nommer 6. Op 'n dag sal jy natuurlik by jou vriend of vriendin wil hoor of hulle graag die volgende stap wil doen.
Dit wil sê of hulle 'n Bybelstudie wil doen en dan in 'n stadium gedoop wil word. Hier moet mens nog oorhaastig, nog traag wees. Bid vir 'n goeie balans. Punt nommer 7. Ons dade behoort te getuig aan wie ons behoort. Hoe ons ons medemens behandel, spreek immers boekdele. Naarmate ons karakter na die beeld van God gevorm word, dit wil sê, naarmate ons deur Christus geheilig word, sal ons mense na Jesus wil trek. Dit sal ons groot strewe wees.